Dis net na 6, hartlike goeiemôre en baie welkom as jy nou eers by ons aangesluit het. Ons weet julle kuier sommer nog lekker saam met ons. Dis immers 'n publieke vakansiedag, so daar waar jy nog snoes sit of lê, draai maar net die volume knoppie op. Ek wil nou vanoggend 'n lekker oggendpraatjie voortsit met 'n ietsie ek dink dit is interessant en nogal heel ernstig. Jy weet, net so vinnig baie van ons land se onderwysers hoe dink julle is die stand van vir die onderwysers? Jy weet, hoe verloop die dinge en so aan? Al wat ek kan sê is ek het baie respek vir hulle, almal vir myself. Ja. Maar hoor gou hier, dit mag jou dalk skok. Bykans die helfte van Suid-Afrikaanse onderwysers oorweeg om hulle beroep in die volgende dekade te verlaat, hoofsaaklik weens uitbranding, geweld in skole en 'n gebrek aan ondersteuning. Volgens 'n studie deur die Universiteit van Stellenbosch, noem 70% van onderwysers neem hulle administratiewe take as hulle grootste bron van stres. Hulle sê admin is te veel, hulle het min tyd vir lesbeplanning en leerondersteuning en so aan. Geweld deur leerders aan die toeneem wat voorvalle van fisieke voorvalle, verbale mishandeling en selfs sterftes, soos in Lusikisiki waar 3 onderwysers in 2023 doodgeskiet is. In Gauteng is 2 uit elke 10 onderwysers reeds geweld ervaar, terwyl in die Weskaap is daar 23 aanvalle in 3 maande aangemeld en. Sure. So, dis nogal teleurstellend en skokkend om te dink, dis die mense wat ons jeug moet voorberei vir die toekoms. Hulle moet opvoed. Ja. En dit was een van oorlede Madiba se groot wense gewees is juis education, proper education. Ja. En as ons vandag gaan kyk, jy weet, ons vier Vryheidsdag, maar hoeveel vryheid is daar vir wat saam onderwys, presies wat daai omstandighede aan betref. Dan praat ons eers van die infrastruktuur. Ons praat eers van die infrastruktuur vir die kinders in sekere skole nie. En ek bedoel, dis 31 jaar later. Hierdie goeders is veronderstel om 100% al in plek te wees. Is veronderstel om beter te gaan. En ek dink 'n onderwyspos vir alles jy vir die regering werk is 'n toppos. Ek bedoel, die voordele wat jy ontvang, alles wat saam met dit gaan. En nou om onderwysers te hoor dat hulle wil verlaat, dis regtig vir kommerwekkend. En ons het juis 'n knelpunt om te sê ons het klaar nie genoeg onderwysers nie. En aansluitend ook by verpleegsters byvoorbeeld. So daar's 'n klomp tekorte aan 'n klomp beroepe as gevolg van ordentlike infrastruktuur. En ek wil by jou aansluit en sê, dan kyk 'n mens na iets soos die geletterdheidsprobleem ook in die land. Jy weet wat ook 'n groot krisis is. Ek dink baie onderwysers ervaar tans 'n gebrek aan passie vir die werk. Dat hulle net in sulke ek wil nie sê walglike omstandighede nie, maar van hulle is in skole waar daar regtig erge omstandighede is. En om dan te vroeg op te staan en vrolik te wees met 'n glimlag op jou gesig hier, wanneer jy al hierdie uitdagings ervaar, is moeilik en mense is maar net mens. So dan wil jy uit, dan wil jy iets anders gaan doen. Ook 'n ding wat my nogal opgeval het, baie keer sal hy op sosiale media mos daai video gegrepe kry van 'n kind wat in 'n klas gesit het en dan sien jy letterlik hoe die kind die juffrou gooi met die boeke of vloek of skel of van die hare gryp en goeders. Wie kan in sulke omstandighede werk? En hoe gaan 'n ou dit stop sit? Begin daai opvoeding by die huis met die kinders, want baie ouers het ook daai gedagte van nee, ek laai jou by die huis, by die skool af. Jy moet opgevoed word, dis waarvoor onderwysers betaal word, wat nie so is nie. And when you see those kind of videos on social media, my first thing that my brain goes to is, why is the child or the other student making a video instead of actually going to assist the teacher who's obviously in some kind of peril? For all of them, Maar sosiale media dink ek is deel van die probleem. Jy weet wanneer jy kyk na geweld ook in skole. So en ek dink wanneer dit kom by onderwysers, dis hartseer, want ek dink hulle vertolk 'n baie groot rol in elke kind se lewe. Weet as ek net terugdink aan toe ek op skool was ook. So dis hartseer om te weet dat hulle deur daai omstandighede moet gaan. En dan dink 'n mens natuurlik aan iets soos kurrikulums en so aan wat aangepas word en soos wat jy nou gesê, die administratiewe take wat daarmee saamgaan. Ja. Tuisen ouens soos ek en jy wat nou al lank op 'n beheerliggaam gedien het by skole en goeters, kry ou van tyd tot tyd ook maar daai tipe van uitdagings. Ja, nee, ek dink ek sê 12 jaar al, nee, en ek dink maar op 'n laerskoolbeheerliggaam, maar as ou byvoorbeeld gaan kyk, die goeters wat die meeste uitskiet, daarso is dissiplinêre voorbereiding. Hulle sê glo nie. En dan kinders aanvang, jy weet, juis by die skool. So ons het nou die opmerking gemaak van ja, maar wie se verantwoordelikheid is om die kind op te voed? Sekerlik is dit nog steeds so 'n mate gesamentlike verantwoordelikheid tot onderwyser tot kind ook, want as jy gaan kyk hoeveel tyd spandeer 'n kind fisies by die skool, verstaan? Maar as jy nie die support vir 'n onderwyser kan gee nie, die infrastruktuur weer eens vir 'n onderwyser kan gee nie, die backup stelsel kan gee, die sekuriteit kan gee, en daai ding van jy is
verseker van jouself, maar dit kan net gebeur as jy die selfversekering om jou het. Ja, En ek dink daai is die verskil en dis wat nodig is in SA skole. Want weer eens van ons grootste rolmodelle, van my spesifiek, was 'n onderwyser gewees, verstaan? Omdat ek opgekyk het na hom toe tot en met vandag toe nog, maar dit val weg en dis hartseer. Pieter, jy het nou natuurlik die ervaring wat jou kinders was toe nou op skool in Amerika en nou weer terug in Suid-Afrika. Watse tipe verskille het jy gesien? Ek moet nogal sê die grootheid van die skole daar is anderste. Jy weet, hulle praat ons van 'n laerskool of primary, pre-primary, daai tipe junior high school. High school is dan net jou laaste 3 grade, matriek na 9 na 8 of julle ken nou die grade. Ja. So die skole is groot en is enorm, maar ook daar because in America they want to sue you for everything. So daar's ook maar daar is reëls en goeters, maar die onnies kan ook glad nie vasvat soos wat hulle moet nie. Maar nou ja, 'n gesprekkie vir 'n volgende keer. Ja, voor ons nou tyd het vir eers, maar dis 'n debat wat ook kan aangaan en aangaan. Een van daar's net wat staan detectors by elke skool wat verby gaan, maar terwyl ons detectors aansit, moet ons daai detectors ook maar insit, jy weet. Ja, maar die sekuriteit is ook al so by van die skole en dit is vir my jammer, want obviously in van jou minder gegoede gebiede is die skole ook nie wat dit behoort te wees nie. En dis waar die staat moet aandag gee. Maar jy is baie eenvoudig, hulle moet vir sekuriteitswagters een van daai sjokkertjies kry. Jy weet, een van daai stokkies en dan is die kind wat soos 'n net so 'n bietjie. 'n skok. Luister, okay, dis almal vir ons nou tyd het. As jy wil saamgesels of so 'n bietjie ook van jou besigheid wil laat hoor, dan moet jy vir ons sommer net 'n e-pos stuur en dit is na sales@creatorsway.co.za. Net hierna gesels ons met 'n ander tipe juffrou. Ons kuier saam met mevrou Wêreld SA verteenwoordiger Zwalies Janse van Rensburg.